Julle kan julle Bybels oopmaak by Romeine 12. Ons gaan net 2 verse lees uit Romeine 12 uit. Romeine 12 se konteks is Romeine 1 tot 11. In Romeine 1 tot 11 is daar baie duidelik geleer dat die Here het kom verlos. Hy het sondaar mense kom verlos. Hy het ook uitgewys in hierdie hoofstukke van Romeine 1 tot 11 hoe dit gebeur het. Dit het vertel van die Here se geregtigheid, wie hy is, en dan ook dat hy sy geregtigheid kom wys het in Christus, hom gestraf het en vir sondaar mense, en is deur geloof in Christus wat iemand verlos word. En dan begin Romeine 12 vers 1 met daai dan, ek vermaan julle dan. So daai dan wys terug na Romeine 1 tot 11, en dan is daar 'n gevolg van hierdie verlossing wat in Jesus bewerkstellig is, en dit is wat ons dan lees in Romeine 12 vers 1 tot 2, en ek lees dan vir ons net hierdie 2 verse. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dan in die res dan, tot aan die einde van Romeine, dan wys dit uit hoe kan ons in ons daaglikse lewe, teenoor gesag, teenoor mekaar, hoe ons dan hierdie redelike godsdiens kan uitoefen, hierdie aanbidding van die Here, hoe dit lyk in ons daaglikse lewe. Goed, en dan lees ons ook Sondag 35, dit is die uitleg van die tweede gebod, want die tweede gebod gaan hoofsaaklik daaroor dat dit die wyse, die manier van hoe die Here aanbid moet word, beskryf. So wat sê vraag 96 van Sondag 35, dit vra, wat eis God in die tweede gebod? Wat eis God in die tweede gebod? En onthou, die tweede gebod sê, jy mag vir jou geen gesneene beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So wat eis hierdie gebod, hierdie tweede gebod? Die antwoord, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen ander manier vereer of dan aanbid, as wat hy in sy woord beveel het nie. En dan vraag 97, mag ons dan glad nie beelde maak nie? En dan is die antwoord, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. En dan vraag 98, mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgebou toelaat? En dan is die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Ons het laasweek stil gestaan by die uitleg van die eerste gebod. Die eerste gebod sê vir ons die voorwerp van aanbidding, wie aanbid moet word, en daar is slegs een God wat aanbid moet word. Die tweede gebod gaan oor die manier van aanbidding, die wyse van aanbidding. En in die tweede woord van die 10 woorde vind ons hierdie piek van die berg waarvoor die tweede gebod staan, en dit is nou wat ek gelees het daar uit Eksodus 20 verse 4 tot 6, en het spesifiek daaroor gegaan dat jy kan nie 'n beeld maak van God en dit aanbid nie. Dit praat baie oor daardie geval in die Ou Testament toe Aaron
mos die goue kalf gemaak het en vir die mense gesê het, dis hierdie is die God wat julle uit Egipte uitgelei het. Hy het nie gesê, hy het nie Jahwe ontken nie, hy het nie gesê die Here bestaan nie, hy het gesê, die Here bestaan, maar ek het net vir julle 'n beeld van hom gemaak, en die Here het natuurlik die volk daarvoor getuigtig, dat hulle dit gedoen het, en die tweede gebod, praat daaroor, en die tweede gebod het eintlik na Israel gekom, nog voor hulle daai goue kalf gemaak het, en wat een fout wat ons baie maklik sal maak, en wat baie maklik insluip, is wanneer ons na die tweede gebod kyk, en die verstaan van die tweede gebod, dan kan ons dink, en dit is die fout, dat die tweede gebod en die aanbidding van die Here net beperk is tot wat ons die erediens noem. So, en dit is wat ons hier doen, ons is besig om die Here te kom aanbid, maar as ons die aanbidding van die Here net beperk tot die tweede gebod, tot die erediens, dan is ons besig om die Here verkeerd te aanbid, en dan ook die tweede gebod verkeerd te verstaan. Julle sien die plek van aanbidding, waar ons die Here moet aanbid, as 'n gemeente is hierso, wanneer die Here sy mense saamroep, dan is dit die plek, dit is wat Jesus ook vir daai Samaritaanse vrou gesê het, is dat daar in Johannes 4, wel, die mense gaan, wanneer hy nou opgestaan het en oorwin het, gaan hulle op verskillende plekke, gaan hulle in gees en waarheid die Here aanbid, en ons sien dit, waar die kerk nou nie meer in Jerusalem aanbid nie, maar op verskillende plekke, en wanneer die mense van God saamkom, dan sê die Here ook vir ons, hoe ons hom moet aanbid, maar, dit gebeur nie net in die erediens in die sin van waar ons die Here aanbid nie. Die Here sê ook vir ons, ons hele lewe is aanbidding van die Here. En mens kan maar praat van die publieke of die gesamentlike aanbidding, maar jy het ook die private of die individuele aanbidding van die Here. Want die probleem gaan inkom, wanneer ons sê, hierdie is net die aanbidding van die Here, dan kan ons baie maklik hier uitgaan en sê, maar daar kan ek basies doen wat ek wil, want dit is nie regtig die aanbidding van die Here nie. Ek moet maar net myself afsloeg in goeie werke. Maar dit is nie, ons wil nie dit sê nie. Ons wil sê, ons wil die Here aanbid in alles wat ons doen. Daarom dat Romeine 12 so duidelik die verband trek tussen ons hele lewe en die aanbidding van die Here. Hoor gou weer wat sê Romeine 12 vers 1, dit sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, wat God gedoen het, sy ontferminge oor sondaar mense, die gevolg daarvan is dat julle liggame stel, julle hele lewe as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. So dit is 'n offer wat vir die Here aanneemlik is, en dit is julle redelike godsdiens. En daardie woord godsdiens kan dan ook vertaal word met, dit is julle redelike aanbidding. So as ons hele lewe aan die Here gee, om hom te volg deur wat hy beveel, dit is aanbidding. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. En nog 'n goeie vers is Hebreërs 13 vers 15 tot 16, waar dit sê, laat ons dan gedurig deur hom, dis nou deur Jesus, aan God 'n lofoffer bring. So dit lofoffer, laat mens nogal dink aan die erediens in die Ou Testament, maar hierdie gedurig deur Jesus, dit is elke dag, moet ons aan hom 'n lofoffer bring, deur ons goeie werke. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Die punt is maar net, weldadigheid, daai barmhartigheid, mededeelsaamheid, liefde vir die naaste, dit is die offers wat ons moet bring, onder andere. So dis nie nou fisiese bloedoffers wat ons mee bring nie, maar ons liggame, dit wat ons doen met ons liggame, en wat ons doen teenoor ons naaste, wat die Here beveel, dit is dan daardie goeie offers. So die aanbidding van die Here is nou verbind aan goeie werke. En ons weet, goeie werke
soos ons sien in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, word vir ons geleer deur die skrif. Die skrif sê vir ons hoe goeie werke lyk. So aanbidding is verbind aan wat die skrif leer oor goeie werke, wat goeie werke is. Nou, so ek gee nou vir julle 'n baie breë definisie van aanbidding, nê, wat aanbidding is. Sodat ons nie in 'n gat val van hierdie is aanbidding, as jy uitgaan is dit nie aanbidding nie. Ons hele lewe moet aanbidding wees. Ons hele lewe. En dit is 'n belangrike ding om te snap. Wanneer ons in die besigheid staan, wanneer ons in die huisgesin staan, alles wat ons doen, is ons besig om die Here in 'n sin te aanbid. So nou, en dis miskien 'n goeie opsomming van om God te aanbid beteken om te reageer op sy geopenbaarde heerlikheid. En as ons dit sê, dan beteken dit die Here openbaar hom op verskillende maniere, in die sin van hy wys hy's barmhartigheid, hy's barmhartig, hy wys hy's regverdig, hy wys hy's almagtig, hy's alwys, hy's oneindig. Dit, wanneer ons daardie sien van hom, en onthou daai heerlikheid van God word vir ons spesifiek in Christus geopenbaar. So wanneer ons na die evangelie kyk, dan sien ons die Here se heerlikheid baie duidelik. Ons sien sy geregtigheid, want hy moes Jesus straf, maar ons sien ook, want hy moes Jesus straf vir ons sondes, so jy sien die Here se geregtigheid, maar jy sien ook die Here se barmhartigheid. Want hy het sy seun gegee, hom gestraf vir die sondes wat en daai straf moes ons eintlik toegekom het. So wanneer ons dan die Here se heerlikheid sien, dan is daar is 'n reaksie van ons kant af. Ons sien nou hierdie wonderlike God wat homself so in ons geopenbaar het. En nou reageer ons in aanbidding. Maar die vraag is, hoe lyk daai aanbidding? Hoe moet ons die Here aanbid? Is dit net 'n gevoel? Wat moet ons doen? En daarom sal mens sê, nee goed, die aanbidding moet eerstens Bybels gefundeerd wees. Dit moet uit die Bybel uitkom. Die Bybel leer vir ons hoe ons die Here moet aanbid. Dit moet deur die Gees plaasvind. Ons moet die Here in gees en in waarheid aanbid, spesifiek ook in die erediens. Dit moet Christus gesentreerde toewyding wees. So ons kan nie die Here aanbid apart van Christus nie. Dan is jy nie besig om die Here te aanbid nie. As ons begin en ons vergeet die evangelie, ons hou die evangelie heeltemal uit die oë uit en ons sê maar net ons gaan hierdie goeie werke doen, dan is dit nie aanbidding nie, want aanbidding kom juis uit wanneer ons die Here se heerlikheid sien, wanneer ons sien wat hy kom doen het in Christus. En dan hierdie aanbidding kan mens dan spesifiek sien wanneer daar hierdie gemeenskaplike aanbidding is, soos nou, wanneer die Here sê ons moet hom gemeenskaplik aanbid, en dan moet ons ook die Here individueel aanbid in 'n lewe van goeie werke. En daai goeie werke word beskryf deur die skrif. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Kom ons kyk dan na die erediens of die samekoms of die publieke aanbidding. In Hebreërs 10 vers 25, Hebreërs 10 vers 25, dan leer dit vir ons baie duidelik. Gelowiges moet saamkom. Dis baie duidelik. Ons moet saamkom. So daar's 'n bevel van ons moet saamkom om die Here te aanbid, om te reageer op sy geopenbaarde heerlikheid. Ons daar moet 'n reaksie wees. En hy beskryf ook vir ons daardie reaksie wanneer ons saamkom. Maar in Hebreërs 10 vers 25 dan sê dit: laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim so sommige die gewoonte het nie. So daar is onderlinge samekomste en ons moet dit nie versuim nie. So die Here sê daar moet samekomste wees. Ons weet dit. En dit is hoekom ons dan ook so saamkom en daarom dat dit reg is dat ons tot 'n samekoms opgeroep word, want dit is wat die Here wil. Vraag is dan, wat doen ons dan as ons saamkom? En daardie manier van aanbidding, die wyse van aanbidding, wanneer ons publiek saamkom,
word ook vir die Here, deur die Here vir ons presies beskryf, die elemente wat ons noem van die erediens. Want dink daaroor, moet ons as ons in die erediens saamkom, miskien een of ander Christelike simboliese vla hier swaai. Miskien die Hugenote teken, die wapen van die Hugenote. En ons sê, dis deel van die aanbidding van die Here. Of ons sê, goed, miskien moet ons dans in die erediens. En jy kry dit vandag in kerke, waar my persoonlike blootstelling was aan charismatiese kerke, en dan kom jy daar en dan dans hulle. Goed, jy het dit in die Ou Testament gekry, daar was danse, koordanse in die Ou Testament, tydens die erediens, en ons gaan miskien nou daarby uitkom, van hoekom sal dit verval het. Die ander vraag is, moet daar kruise in die kerk wees? Is dit deel van die Here se aanbidding? Beveel die Here ons om hom so gesamentlik te aanbid? Wat van prentjies in die kerk? Kan ons nie die prentjies op te hang of rond te swaai so die Here aanbid nie? En hierdie is baie billike vraag, want dit gebeur baie keer. So ons moet baie mooi dink oor hoe om die Here in die erediens te aanbid. Maar wanneer ons begin by die Here sê vir ons hoe om hom te aanbid, dan begin dit al baie makliker raak, en dan sien ons dit vat eintlik 'n las weg, want ek hoef nie hierdie vindingrykheid toe te pas om te dink, hoe gaan ons nou die Here aanbid, en miskien dink ek 10 push-ups is die beste om in die erediens die Here te aanbid, en dan as ons almal 10 push-ups doen, dan is ons almal wakker, en dan luister ons beter, so is ons beter om dan dit te doen, want dan gaan ons beter die Here aanbid. Julle sien, waar kan mense se vindingrykheid, waar gaan dit stop? Jy kan nie stop nie. En daarom dat ons weer terug moet gaan na die woord, dat ons daar vra, hoe wil die Here hê moet ons as 'n gemeente hom aanbid? In Kolossense 2 vers 23, in Kolossense weet ons die probleem met die leer daar in die tyd onder die Kolossense was, dat die mense het gesê, jy gaan 'n beter gelowige wees, as jy hierdie dinge doen. In Galasiërs, dan sien ons die gevolg van daardie leer, want daar het hulle gesê, byvoorbeeld, as jy jou nie besny nie, dan is jy nie gered nie. So dis die volgende stap. Maar in Kolossense het hulle gesê, goed, as jy goeie gelowige wil wees, dan moet jy hierdie goeders drink en eet en so aan, maar hierdie sê Kolossense 2 vers 23 is 'n skyn van wysheid. Dit klink baie goed, mooi uitgedink, dit het hulle eie struktuur, maar dit het 'n skyn van wysheid. En dit is eie sinnige godsdiens, eie uitgedinkte godsdiens, eie vindingrykheid, aanbidding van die Here. En dit lyk nederigheid en in gestrengheid in die liggaam. Dit het geen waarde nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis vleeslik, sê Kolossense 2 vers 23. So wanneer daar voorgeskryf word hoe om die Here te aanbid, spesifiek in die erediens, waar dit nie deur die Here voorgeskryf word nie, dan is dit wat die skrif self noem eie sinnige godsdiens, en dit baat ons nie. Dit is altyd die probleem. Dit baat ons nie. Dit is eintlik tot ons nadeel. Dit is tot versadiging van die vlees. Jy is besig om jou vlees, jou ou mens te voed, en nie die nuwe mens nie. Jy sien, en dan groei die ou mens, en die ou mens is besig om jy dan al meer te kelder, want jy versadig hom, jy versadig nie die nuwe mens nie. So dit is 'n hartseer gevolg, waar ons liewers dan wil bly by dit wat die Here ons beveel. Ons wil dankbaar wees vir dit wat die Here vir ons sê, hoe om hom te aanbid ook as 'n gemeente. En Sondag 35 se vraag 96, seker een van die beste vrae en antwoorde wat vir ons baie duidelik beskryf hoe die Here aanbid moet word. En dan ook spesifiek in die erediens. Daar vra dit, wat eis God in die tweede gebod? Dan is die antwoord,
Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie. So ons kan nie 'n afbeeld maak van God nie, soos wat Aaron hulle gedoen het nie, en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. En daai vereer kan dan ook met aanbidding vertaal word. Ons mag hom op geen ander manier aanbid as wat hy in sy woord beveel het nie. Julle sien die een eienskap van die samekoms van die gelowiges is dat, kom ons sê ek sê vir julle moet nou 10 push-ups doen en ek sê daai moet by. Dan sê ek dis 'n opdrag vir julle almal. En dis waar die probleem inkom. En dan moet mens vra, maar is hierdie in terme van die samekoms, is hierdie 'n bevel van die Here af? Sê die Here ons moet hom so aanbid, is dit reg? Ons weet ons moet saamkom, en dan die verskillende elemente in die erediens noem ons die liturgie. Dis 'n Griekse woord, liturgia. In Hebreërs 9 vers 21 dan word daai woord ook gebruik. Dit sê en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. So daar in die tabernakel, dit was die plek van erediens, nê? En die gereedskap van die diens of die erediens of die samekoms in 'n sin, is toe met bloed besprinkel. So wanneer ons praat van liturgie, is nie 'n vreemde onbybelse woord nie. Dit vra, wat moet ons doen wanneer ons die Here as 'n gemeente aanbid? Iemand van buite af kan nie kom en sekere reëls net maak nie. Jy kan nie net sekere elemente of gebruik in die erediens instel wat nie in lyn is met die skrif nie. So om te bepaal wat dit is wat God beveel het om hom nou in die erediens te aanbid, moet ons bepaal wat die opdragte in die Nuwe Testament is. Want die seremoniële wette in die Ou Testament, dit wat die Here gesê het, die offers en die koordanse en baie ander gebruike, het heen gewys na Christus toe. En dan word ons geleer in Kolossense 2 vers 16 en 17, dat daai gebruike, al daai feeste ook, is vervul in Christus. Dit het alles gewys na Christus toe. Jesus het gekom, hy is die realiteit. So hoekom sal ons nou dinge doen wat terugwys? Dit maak nie sin nie. Jesus het mos nou gekom. Alles in die Ou Testament het vorentoe gewys in terme van die erediens en die gebruike in die erediens, al daai seremoniële wette. Kolossense 2 vers 16 en 17 beskryf dit so: laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Daai liggaam is die realiteit, behoort aan Christus. En toe Christus gekom het, is al daai feeste en daai goeders vervul. En daarom het dit so hartseer is wanneer mens hoor van die Hebrew movement of selfs die Israel visie en die ouens gryp weer terug na daardie seremonies in die Ou Testament. Want hulle vergeet of hulle kyk dit heeltemal mis of hulle verwerp Christus. Dis die probleem. Dis regtig 'n groot probleem. Maar daai was skaduwees wat gewys het na Jesus en nou het Jesus mos nou gekom. En nou moet ons vra, wanneer die Here sê ons moet hom nou aanbid as 'n gemeente, hoe moet ons dit doen? Want ons wil tog aan die Here eer gee. En hy sal vir ons sê hoe ons hom moet aanbid. Hy sal vir ons sê hoe hy sal vreugde kry in wat ons doen. Handelinge 2 vers 42 is 'n baie mooi opsomming van wat die mense gesamentlik gedoen het. Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, so daar was lering, prediking, en in die gemeenskap, dis nou tipies nou ook hoe ons gawes met mekaar deel, en in die breking van die brood, en dit kan verwys na die nagmaal, en in die gebede. So jy sien daar al klaar baie duidelik sekere gebruike wat in die gemeente was, en natuurlik daai is nou wat die apostels gedoen het. Dis wat hulle gedoen het, dis nog nie 'n bevel nie. Maar onthou, wanneer ons lees van voorbeelde van die apostels,
en dit val onder 'n bevel, dan is dit ook bevele. Byvoorbeeld, ons sien dat die Here Jesus beveel dat daar gedoop moet word. Nou sien ons verder aan, die apostels doop volwassenes. Beteken, volwassenes kan ook gedoop word. Verstaan julle? So dit sê, want die apostels gaan nie in hulle roeping dan uit daai bevel uit sondig nie. Dit is apostoliese voorbeeld. Dit word nie sleg gepraat nie. Natuurlik lees ons ook in Handelinge dat huisgesinne gedoop is. En ons sien ook die verband tussen die besnydenis en die doop en daarom dat ons ook sê die kinders moet die doop ontvang, maar dit is 'n ander onderwerp vir 'n later tyd. Maar die punt wat ek probeer maak is dat wanneer die apostels dan hierso in Handelinge 2 vers 42 sekere dinge in die gemeenskap van die heiliges doen, dan moet ons weet, daar is ook vir ons 'n bevel. Nou goed, daai was die gebruike, maar die bevele kom ook verder in die skrif, dat byvoorbeeld daar gebede moet plaasvind. Hoor gaan 1 Timoteus 2 vers 8, het sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. En daaruit kan ons aflei, wanneer ons saamkom, dan moet daar gebid word. Ons kan ten minste dit aflei. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So daar is die gesamentlike gebede wat beveel word. Dan word daar en dit is hoekom ons gebede doen. Dit is hoekom ons bid wanneer ons saamkom. Dit sê nie, die skrif sê nie presies wanneer ons moet bid nie. Ons kan 5 keer bid tydens die erediens wanneer ons saamkom. Daar is nie hierdie bevel van hoeveel keer nie. Die lees van die woord word beveel. In 1 Timoteus 4 vers 13 dan beveel Paulus vir Timoteus, want onthou Timoteus is nou die predikant. En daar word vir hom beveel, totdat ek kom moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. So jy kan sien daar's voorlesing uit die skrif uit. Daar moet vermaning wees, in die sin van sonde moet aangespreek word. Dit moet duidelik gewys word, Jesus is nodig, en dan is daar lering. Leersaak, soos vanaand, of selfs tydens die prediking, word belangrike temas van die skrif dan ook uitgelê. Woordverkondiging. Waar kom ons daaraan dat daar nou woordverkondiging is? En dit sien ons ook in die skrif. 2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord. Onthou Timoteus, dis hy wat hierdie brief ontvang, maar in 2 Timoteus 2 vers 2 dan sien ons daar, hy het die bevel gekry dat hy ander manne sal leer wat hy geleer is. So jy sien die apostoliese opvolging in die sin van die bevel wat moet verder gaan, van daar moet verkondiging van die woord wees, daarom dat daar prediking is in die erediens. En by 10 vers 14 sê ook dat iemand kan nie in Jesus glo as hulle nog nie van hom gehoor het nie. Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En dan kan mens nou ook kom by die vraag 98 van die Heidelbergse Katekismes op hierdie punt, want dit vra daar, mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgebou toelaat? Want ons het gesien, die bevel is, wanneer ons saam is, dat daar prediking is. Vraag is, kan ons nou die mense probeer leer, onsself herinner van die Here se weldade deur prentjies langs die kerkgebou te sit? En dan is die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur die stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Dis wat hy wil doen. Dis die enigste manier hoe hy dit wil doen. En jy sien, ons moet saamkom en die Here sê presies hoe lyk daai samekoms. En natuurlik sê mens ook daar is goeie en noodwendige afleidings wat jy gemaak, wat ons moet maak. Byvoorbeeld die tyd van samekoms. Nêrens in die skrif sê dit ons moet 9:00 die oggend saamkom nie. Dit sê ook nie ons moet 5:30 saamkom nie. Nêrens. Jy gaan dit nie raak lees nie. Maar die
noodwendige afleiding is, dan moet 'n tyd gekies word. Want hoe gaan jy saamkom as daar nie 'n tyd is nie? Jy moet. So die ouderlinge wat dan moet sorg dra van die gemeente, hulle moet dan in wysheid en in liefde besluit wat is die tye. Sodat mense ook nie gefrustreerd raak nie, so ons gaan byvoorbeeld nie sê mense moet 3:00 die oggend by mekaar kom en 12:00 die aand nie. Jy gaan moet kyk wat is die situasie en dan besluit jy, maar dit is die liefdevolste tyd en of tye vir die mense om hulle op te roep om die Here te kom aanbid. Dan is daar sakramente wat gebruik moet word. Dit word beveel, die doop word beveel in Matteus 28, die nagmaal word beveel vir die samekoms. As ons kyk na 1 Korintiërs 11, daarin vers 20 gaan sê dit, as julle saamkom, so hulle kom saam. En in vers 24 van 1 Korintiërs 11 dan sê dit, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. So jy sien daar die bevel van die sakramente, die nagmaal spesifiek, en dan het jy die tuguitoefening. In 1 Korintiërs 5, dan sien ons daar, moet ook die uitoefening in die samekoms wees. In vers 4 van 1 Korintiërs 5 sê dit, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en die konteks daar in 1 Korintiërs 5 is, daar is hierdie persoon, wat 'n publieke sonde gedoen het, hy het sy pa se vrou gevat, hierdie ou moet aangespreek word, die tug moet uitgeoefen word, so as julle saamkom, moet julle hierdie persoon vermaan. Julle moet wys hoe ernstig hierdie ding is, want dit is almal bekend. Want hierdie is nou nie Matteus 18 vers 15 waar dit meer praat van die heimlike sondes, die sondes wat nie bekend is aan almal nie. Maar hier praat dit nou in 1 Korintiërs 5 van die publieke sondes. Dan is daar ook 'n bevel om te sing. Ja, so ons het dan gebede, woordverkondiging, ons het eintlik alles gedoen behalwe daar's nog 2, maar die sang, daar's eintlik nog 3 en die seën uitspreek, maar die sang sien ons in Kolossense 3 vers 16 en Efesiërs 5 vers 19. In Kolossense 3 vers 16 sê dit, leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange. So daar, wanneer ons by mekaar is, leer mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en as julle en julle weet seker al hoe ons dit verstaan hierso, is dat daai psalms, lofsange en liedere verwys na die psalmboek. Want as jy kyk na die opskrifte van die psalms, party psalms het nie eers opskrif nie. Party van die psalms sê 'n lofsang, party van die psalms sê psalm, party van die psalms sê 'n lied. So as jy dan kyk na Psalm 67 en 76 in die Griekse vertaling van die Ou Testament wat so 200 jaar voor Christus was, dan sien jy daar dat hulle Psalm 67 en 76 die titel daar het hulle hierdie 3 terme, Griekse terme daar gesit, psalms, lofsange en geestelike liedere. So dan sien ons dat volgens ons die beste afleiding sal wees is dat die Here het die sang gegee. Jesus is tog die inhoud, die voorsanger van die psalms, hy is die inhoud van die psalms en daarom kan ons sê die psalms is vir ons genoeg. Dit is ook geestelik, dit is gees geïnspireerd en daarom sing ons die psalms. Natuurlik is daar baie ander gemeentes wat hulle ook hulle afleidings maak, maar ons glo ons het in 'n goeie gewete maak ons hierdie afleiding dat ons moet die psalms sing. So ons verwys eintlik na die psalmboek as psalms, lofsange en geestelike liedere of liedere. Dis hoe ons na die psalms as ware verwys. Dan daar's ook die belydenis wat afgelê word in die erediens. Daarom sal julle sien wanneer iemand tot die besef kom of 'n duideliker besef en hy kan dit al verwoord waarvoor Jesus se liggaam staan, wat Jesus beteken, wat hy kom doen het, dan kan hy publieke belydenis kom aflê en dan ook daarna die nagmaal gebruik. In 1 Timoteus 6 vers 12 dan sê dit waar Timoteus ook die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Hy het die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. So jy kan dan ook die belydenis in die erediens sê
die seën uitspreek. Jesus het opgevaar na die hemel. Dis nadat hy opgestaan het, hy het klaar die dood oorwin. Alles is nou vervul in Christus. Hy gaan op en hy seën die volk. En in die Ou Testament is die bevel om die volk te seën, is ook in die Ou Testament, daarom dat ons nog die seën uitspreek. En jy sien dit nou spesifiek ook in Numeri 6, waar dit sê in vers 24, die Here sal jou seën en jou behoed. En dan so aan. So die elemente, of dit wat ons hier moet doen in die erediens, word deur die Here beveel. En ons moet altyd daarby bly, want die Here seën ook daardie gehoorsaamheid. Maar ons moenie net daar stop nie. Die Christelike lewe is 'n lewe van aanbidding. Ons sien dit in 'n mate alreeds daarna gryp in die tweede gebod in Eksodus 20. Want daar sê dit, aan die einde van daardie tweede gebod, dan sê dit, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So dit verwys na die gebooie van die Here. Die Here sê, daar is 'n effek vir baie geslagte wanneer iemand die Here in gees en in waarheid aanbid en vir hom lief is. En hoe lyk dit wanneer iemand die gebooie van die Here liefhet? Dit is hoe dit lyk. Ons godsdiens is uiterlik. En is nie net wanneer ons saamkom in die erediens nie, maar dis aanbidding die hele lewe. Daai 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, net weer, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome kan wees. Want weer eens, aanbidding van die Here is verbind aan goeie werke. Dis 'n reaksie op die Here se heerlikheid. En hoe reageer ons deur goeie werke? En dit sien ons in die skrif. Vraag 97 vra, want dit kan 'n teenargument wees dat sê die tweede gebod ons mag geen beelde maak nie. Want dat die tweede gebod sê ons moenie beelde van God maak nie. Die antwoord in die Heidelbergse Katekismes sê, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Goed? So is God wat nie afgebeeld mag word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word. Maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. Daarom dat jy byvoorbeeld afbeeldings het van die gerubs daar in die tempel. As mens kyk na die Ou Testament, die tempel se ontwerp, daar's afbeeldings van die skepping daar. So dit is nie dat die Here sê jy mag geen afbeeldings maak nie. Daar is gelowiges wat al 'n afleiding gemaak het en hulle het daarom 'n swaar las op hulle gesit wat die Here nie gesit het nie. Maar die Here wil hê dat ons homself in daai gebied kan aanbid in die sin van ons kan as iemand kunswerke doen of sulke goeders, dit is sy roeping, dan kan hy ook afbeeldings van die skepping maak en ook so die Here verheerlik, soos hy uitwys hoe pragtig die skepping is en hoe dit die Here in die skepping, die Here se heerlikheid ook baie duidelik skyn. Nou, die vraag is seker dan, en dit kom baie meer op, en ons gewete word in hierdie opsig baie keer maar afgestomp, is wat van afbeeldings van Jesus? Hoe moet ons daaroor dink? Nou, 'n paar dinge. Die eerste ding is, iemand mag nie sê, dit is 'n afbeelding van Jesus nie, want hulle gaan net lieg, ons weet nie hoe Jesus gelyk het nie. So dis 'n leuen in die eerste plek. Tweede plek, is dat, jy kan in elk geval nie Jesus afbeeld nie, want Jesus se twee nature kan nie geskei word nie. So jy kan nie sê, hierdie is Jesus
wat jy nou sien nie, want op daai stadium het jy sy mensheid afgebeeld. Jy kan nie in 'n prentjie die Here Jesus se godheid afbeeld nie. So as jy dit gedoen het, dan jy eintlik sy twee nature geskei. So dit is verkeerd en dit moenie gedoen word nie. Iemand moenie beweer dat dit Jesus is nie en so die Here wil nie hê ons moet hom so aanbid deur 'n afbeelding van Jesus nie. Kolossense 2 en ek het so vinnig in vers 23 daarna verwys. Kolossense 2 vanaf vers 20 wys vir ons baie mooi hoe ons moet dink oor die aanbidding van die Here. In vers 20 gaan sê dit, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het. Wat is die eerste beginsels van die wêreld? As ons het dit afgesterf as gelowiges, ons verwerp die eerste beginsels van die wêreld. Daai eerste beginsels verwys na deur goeie werke gered. Onthou die mens van nature staan onder die werksverbond. Almal word gebore onder die werksverbond. In die sin van jy moet gehoorsaam lewe en dan sal jy die ewige lewe kry. Almal word onder dit gebore, selfs nou. Maar in sonde, omdat ons in sonde gebore word, kan ons nie daai werksverbond nakom nie. So dit is Jesus wat namens ons daardie werksverbond moes nakom om die verlossing te bewerkstellig vir ons. So nou, as ons die eerste beginsels van die wêreld afgesterf en dan sê dit ons kan nie deur goeie werke gered word nie. En julle sien die ironie is wanneer iemand begin al hierdie bevele gee van dit moet jy doen, dit moet jy doen, dit moet jy doen, dan is hulle besig om in te tap in daardie beveld van goeie werke om gered te word. En dis hoekom Paulus vra, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. En dit is tog die ironie van om te lewe in hierdie konsep van om deur goeie werke gered te word. Die gevolg is altyd dat jy jou eie reëls uitdink om God reg te aanbid. Dis altyd die ironie. En dit is waarteen Paulus hier skryf. Hy sê, maar julle sê raak nie, smaak nie, roer, julle moet sekere dinge met julle nie eet nie, maar julle is nie meer gebonde aan daai goeders nie. Vers 22 sê, almal dinge wat hierdie gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in strengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Hierdie vers sê vir ons hoe gevaarlik dit is om self uit te dink hoe om God te dien, hoe om hom te aanbid. Self uitgedinkte reëls, en wanneer ons self uitgedinkte reëls uitdink en op ander mense se gewetens plaas, dit het geen waarde nie. Dit klink wys, die stelsel maak sin, daar is hierdie ingewikkelde manier om by die gevolgtrekkings uit te kom, dit lyk soos nederigheid, wanneer die reëls begin by die ernstige voorneme om God te aanbid, soos daar in Kolossense, maar die enigste ding wat dit doen is om die vlees te versadig, om die natuurlike mens te bevredig, om daai hoogmoed te voer. Hoeso? Want as ek al hierdie eie reëls nakom en ander mense dit nie nakom nie, is ek op hierdie hoogte beter as ander mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Spreuke 3 vers 5. As ons weet wat Christus kom doen het en dat hy alle kennis en wysheid vir ons gee, dan moet ons weghardloop vir slim praatjies of selfuitgedinkte filosofieë, mensuitgedinkte reëls om die Here te volg en om dus te aanbid. Reëls wat mense se gewetens bind waar die skrif dit nie bind nie. Hierdie reëls doen groot skade
aan die gelowiges, groot skade aan Christus en wat hy kom doen het. Dit maak sy dood as ware tot niet. Dit is reëls wat die gewete bind, maar dit maak nie die gewete vry nie, maar dit bind dit juis. Maar ons weet die evangelie het ons gewete kom vrymaak. Om die Here reg te aanbid, vind ons slegs in die evangelie. Van nature aanbid ons nie God nie, maar onsself. Maar Jesus het kom sterf vir sondaars en hy het volmaak die wet van God nagekom, sodat ons nou gered word om hom reg te aanbid. Romeine 12 vers 2 het gesê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. So moenie kyk na die wêreld om God te aanbid nie. Moenie die wêreld navolg nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit beteken, kyk al meer na wat Christus kom doen het aan die kruis. Hoe hy ons kom red het. Hoe hy die wet vir ons nagevolg het, sodat ons nou ook die wet kan lief hê en Jesus kan navolg. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So aanbidding, en ek sluit daarmee af, is wanneer 'n sondaar mens wat op Jesus vertrou vir sy verlossing, wanneer hy reageer op die Here se geopenbaarde heerlikheid. Want hy sien in Christus God se heerlikheid, sy geregtigheid en sy barmhartigheid. En dan wanneer hy reageer op daai heerlikheid, dan vra hy, Here, ek wil U volg en ek wil U aanbid. En daai aanbidding is mos altyd prakties. Hoe lyk aanbidding? Wat doen jy? En daarom dat daardie aanbidding moet uit die Bybel uitkom. Dit moet Gees geïnspireerd wees. Dit moet deur die Gees plaasvind. Dit is nie op eie stoom waarop ons staat maak nie. Dit moet op Christus gerig wees. Want ons weet ons kan niks uit ons eie uit doen nie. Dit moet Christus wees wat deur sy Gees in ons werk. En dit is net soos ons na Christus kyk wat hy in die kruis vir ons gedoen het, dat ons waarlik die Here kan aanbid. En dan daardie aanbidding sien ons dan wanneer ons saamkom en ook in die res van ons lewe tot in ewigheid. Kom ons bid saam.